Ja, ek het hier 'n video van die minister van Finansies wat openlik erken hulle gaan sukkel om hulle amptenary te betaal. So die staatsamptenare gaan hulle sukkel om te betaal. Baie binnekort. Baie het te doen met die FSA wat besig is om druk uit te oefen op Suid-Afrika. Baie het te doen met die feit dat die ANC 2,1 miljard rand leen al vir die laaste 4 jaar. Elke dag, ja. So, hulle praat van, ek dink teen ons bruto binnelandse produk skuld ons 95% van ons bruto binnelandse produk skuld ons aan die Joodse bankiers. So ja, wat sal gebeur in 'n geval waar die staat nie meer sy polisie en sy weermag kan betaal nie? Wel, weet jy wat gebeur? Hulle muit. En hulle is gewapen. En hulle vorm gangs en bendes, moordbendes, terroriste bendes. En geen blanke sal veilig wees nie. En ons gaan dit sien. Daar's mense wat dit nie wil hoor nie. Want dit pas hom nie om dit te hoor nie. Hy leef in sy eie bubbel. Maar baie binnekort gaan die ANC jou bubbel vir jou bars. Dan gaan jy wakker word met 'n bang. Die ouens wat luister, prep, gaan aan met prep, maak kos by mekaar, pak 'n sleepwa, raak deel van die Suidlander se onttrekkingsplan. Word wakker volk, daar is 'n aksie teen jou. Kyk mooi wat maak hulle met AfriForum en Solidariteit. Binnekort sal dit baie ernstiger raak. Die ANC is interessant, nie bang vir MK, wat moontlik weer 'n geweld en daar looting is in Natal nie. Hulle is bang vir die wit man. Hulle is openlik sê hulle is bang vir die wit man. Daar moet nou gekyk word na die regse bedreiging. Ek sien dit in die koerant. So ja, maar wat belangrik is dat hulle openlik erken, hulle gaan sukkel om hulle amptenary te betaal. En wat sal Kusatu maak in so 'n geval? 'n massiewe staking uitroep. En is iets wat Siener praat. Hy praat van hierdie geweldige staking wat oor Suid-Afrika kom, waar nie eers die mynwerkers werk nie. Alles is stil. Daar's 'n doodse stilte in die land voordat daar 'n totale storm losbars. Public sector. We've had challenges in funding frontline services. Health, education, and so on. About 2 weeks ago, there was a march to my office by doctors and so on. As we speak, there's a threat of losing 19,000 teachers in KZN. Department of Correctional Affairs, as we speak, have got a challenge even with their current employment levels to even pay the existing employees. We've had a similar challenge with the defense. So I can go on and on.